Kyk, daar is tye in ons elkeen se lewe waar beproewinge oor ons kom en dit voel asof dit ons gaan onderkry. Daar kom tye wat ons hartseer is, wat ons stil raak. En baie keer het ons trane voor God. Selfs Jesus het gehuil by Lazarus se graf. Pyn kan nie ontken word nie. Ons leef daardeur, maar God sien elke sug en elke hartseer raak. En tog is daar geluk en vreugde ook te midde van hierdie hartseer. Geluk is kosbaar. Geluk is wanneer jy huis toe ry en al die robotte is groen. Geluk is wanneer iemand jou gunsteling bord kos voor jou sit. Geluk is as jy iets regkry waarin jy hard gewerk het. Op daai oomblik is jy gelukkig. Dit is 'n glimlag as alles goed verloop. 'n Warm gevoel as die pad maklik is. Maar geluk hou nie in stand in storms nie. Geluk hou nie in stand in beproewings nie. Vreugde is baie dieper as dit. Dit leef in die hart van iemand wat God regtig ken. Dit rus op die sekerheid dat hierdie lewe nie jou volle verhaal is nie. Dit rus op die sekerheid dat 'n moeilike tye nie die einde van jou storie is nie. Onthou, ons leef tussen die begin en die einde. Tussen die skepingswoord en die voltooide belofte. En die einde is nie onseker nie. Ons weet hoe dit gaan eindig. Dit is vasgelê in die triomf van Christus. Jou plek in God se huis is reeds voorberei. Jou naam is reeds bekend aan hom wat die storie skryf en die verhaal voltooi. Jakobus 1 vers 2 en 3 maak dan sin as jy so daarna kyk. Broers en susters, wanneer allerhande beproewinge oor julle kom, moet julle dit as 'n rede beskou om vreugdevol te wees, want julle weet dat wanneer julle geloof getoets word, dit volharding ontwikkel. Ware vreugde groei nie in seisoene wat alles net goed gaan nie, maar in die tyd wanneer jou geloof op die proef gestel word en jy jou vreugde in Christus, jou hoop in Christus bou. Dit is die wete dat Jesus self die opstanding en die lewe is, dat die Heilige Gees jou siel is wat jy gekies is. Dit is die vreugde en die wete dat die dood nie die laaste woord het nie en dat pyn nie God se beloftes vir jou kan stilmaak nie. Johannes 11 vers 25. Jesus het vir haar gesê: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterf hy ook." Daar kom nagte wat ons gaan swaar kry, maar selfs dan is sy stem daar. Moenie bang wees nie, ek berei vir jou plek voor. Vreugde in God herinner ons harte daaraan dat die verhaal nie eindig in pyn nie, maar in heerlikheid. En in 'n plek waar daar geen trane meer gaan wees nie. Dit herinner ons dat die dood slegs 'n deur is waardeur ons gaan, dat ons vir ewig lewe. Dat ons ewige lewe alreeds begin het. Moenie ontsteld wees nie. Julle glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Johannes 14 vers 1 en 2. Hoeveel vreugde moet dit nie in ons lewe bring nie? Ja, ons gaan tye hê waarin ons swaar kry. Maar die tye waarin ons swaar kry bepaal nie ons einde nie. Die einde word bepaal deur Jesus Christus. En daarom kan vreugde in ons bly selfs wanneer ons swaar kry. En dit behoort ons gelukkig te maak. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U vreugde vir ons los en dat help ons dat daai vreugde deur ons lewens tentoongestel kan word, selfs al gaan ons deur moeilike tye. Gee dat ons daai hoop in U nooit sal verloor nie. En kom doen vir ons, Here, dit wat ons nodig het om daai vreugde in hierdie wêreld tentoon te stel. Amen.